Hoi, ek is Cecilia. Welkom by Dis Hoe Ons Moor, die plek waar ons die donkerste hoeke van menslike gedrag verken, terwyl ons kreatief verkeer en stories vertel wat jou snags wakker hou. Vanaand neem ek jou terug na die laat 1800s in Suid-Afrika. Die lug is swaar van stof en hitte en die klein dorpie Woester lê tussen berge wat in die aandlig gloei. Dis 3 November 1886. Die dag toe 'n kind gebore word wat later die naam Daisy Louise Hancon Smith sou dra. Niemand kon toe vermoed dat hierdie sagte blou-oog meisiekind as een van Suid-Afrika se berugste moordenaresse bekend sou staan nie. Daisy was die jongste van 6 kinders. Haar pa, Henry Hancon Smith, was 'n streng Engelse man met 'n koue stem en 'n harde hand. Haar ma, Mary Ann, was diep godsdienstig, altyd met 'n Bybel in haar hand en 'n oortuiging dat lyding rein maak. In daardie huis was stilte, 'n vorm van gehoorsaamheid. Jy het nie gepraat voor jy toegelaat is nie, jy het nie gehuil nie, jy het net gedoen. As kind het Daisy gereeld alleen in haar kamer gesit. Sy het geluister na die klanke in die huis, die tik van 'n horlosie, die voetstappe van haar pa, die sagte gebed van haar ma. Hierdie stil ure het iets in haar gevorm, 'n liefde vir beheer, vir die orde van dinge. Sy het geleer hoe mense werk, hoe hulle asemhaal, hoe hulle reageer wanneer hulle bang is. Wanneer sy met haar broers en susters gespeel het, was daar altyd 'n soort afstand. Hulle het haar die stil een genoem, maar die stilte was nie leeg nie, dit was waarneming. Sy het gekyk hoe hulle beklei, huil en jok. Sy het gesien hoe haar pa met woede reageer en haar ma met skuldgevoelens leef. En iewers in daardie dinamiek het sy iets belangriks geleer. As jy mense verstaan, kan jy hulle beheer. In die laat 1890s was Woester nog 'n klein dorpie. Kinders het in die strate gespeel, perdekarre het stadig deur die dorp beweeg en die kerkklok het elke Sondag die ritme van die lewe bepaal. Daisy het skool toe gegaan. Nie uit liefde vir leer nie, maar uit 'n behoefte om te verstaan. Sy het uitmuntend gevaar in wiskunde en biologie. Die menslike liggaam het haar gefassineer. Hoe bloed vloei, hoe asemhaling werk, wat pyn veroorsaak en wat pyn verlig. Teen die ouderdom van 16 is haar ma oorlede. Haar pa het koud geword en verbitterd. Daisy moes self haar pad vind. Sy het die huis verlaat en na Johannesburg gegaan, 'n nuwe lawaaierige wêreld van goudmyners, hospitale en mense wat probeer oorleef. Daar het sy besluit om verpleegkunde te studeer. Die hospitaal was 'n plek van lyding, maar ook van beheer. Sy het geleer hoe om morfine te gebruik, hoe gif en medisyne soms slegs deur 'n dosering verskil. Sy het pasiënte dopgehou, hul oë, hul pols, die manier waarop vrees hulle liggame laat bewe. In die nag het sy dikwels langer gebly as nodig, net om die stilte van die sale te hoor. Die asemhaling van siekes was soos 'n ritme wat sy kon voorspel en dalk eendag beheer. Kollegas het gesê sy is kalm, beheers, altyd netjies, altyd op tyd, maar party het agteraf gefluister dat daar iets kouds in haar glimlag was. Sy het nooit regtig emosie gewys nie. Wanneer iemand gesterf het, het sy eenvoudig die lakens oor die gesig getrek, stil weggepak en aangegaan met haar werk. Een van haar vroeë vriendinne, 'n ander verpleegster, het later in 'n verklaring gesê, Daisy was altyd beheers. Sy het gesê die dood is net 'n natuurlike proses, dat ons dit net beter moet leer bestuur. Daardie sin, die dood is net 'n proses, het jare later sin gemaak. Sy het geleer van haar seun Enstrugenen wat destyds algemene middels in klein doses vir sekere behandelings was. Arsen in klein hoeveelhede kon gebruik word vir velprobleme, maar te veel, net 'n paar korrels, kon die liggaam stadig vernietig en Daisy het geweet hoe presies stadig werk. In die vroeë 1900s was die wêreld aan die verander. Vroue het meer vryheid begin eis, maar in Suid-Afrika was die samelewing steeds konservatief. 'n Jong alleenstaande verpleegster was kwesbaar en Daisy het gou besef dat om werklik veilig te wees, sy iemand moes hê om vir haar te voorsien. Sy het mans begin leer ken, dikwels pasiënte of familielede van pasiënte. Sy was hoflik, sag, intelligent. Haar kalmheid het mense laat glo sy is vol wysheid. Daar was gerugte dat sy 'n kort verhouding gehad het met 'n dokter in die hospitaal, iemand wat haar respek vir die mediese kennis gedeel het. Maar die verhouding het vinnig geëindig. Daisy het koud geraak, afgesluit. Sy het iets geleer.
Mense kan gebruik word vir sekuriteit, vir kennis en vir voordeel. Teen 1909 ontmoet sy 'n man wat haar lewe sou verander. William Alfred Cowell, 'n sagte man, ouer as sy, hardwerkend en eerlik. Hy het haar gesien as 'n vrou van kalm grasie, iemand wat sy lewe kon balanseer. Hulle trou in Maart daardie jaar. En vir 'n rukkie lyk dit asof Daisy vrede gevind het. Hulle verhuis na Germiston, naby die myne. Sy word 'n huisvrou en ma. Maar hulle eerste kinders word gebore en die meeste sterf jonk, griep, longontsteking, koors. Net een seun oorleef, Rhodes Cecil Cowell. Vir die wêreld lyk sy toegewyd, liefdevol, standvastig, maar in haar stilte het iets verander. Die dood het nie meer vir haar gewag nie, sy het begin leer om dit te beheer. Dis waar die storie begin beweeg van lyding na berekening, van 'n stil meisie in Woester na 'n vrou wat sou leer dat die verskil tussen geneesmiddel en gif slegs 'n handvol korrels is, en die tyd wat jy bereid is om te wag. William se vriende sou later vertel dat Daisy vir hom 'n bietjie te slim gelyk het. Sy was nie die tipiese huisvrou van die tyd nie, sy was vasberade, nuuskierig en het dikwels verwys na hoe sy meer uit die lewe wou hê. Maar William in sy eenvoud het gedink is net ambisie. Hulle verhuis na Turffontein, 'n besige voorstad van Johannesburg, waar die strate van rooi grond gemaak is en die huise met sinkplate blink in die son. Hulle bou 'n eenvoudige lewe. William verdien genoeg om hulle gemaklik te hou en Daisy begin soms medisyne uit haar verpleegkundige dophou. Klein botteltjies, netjies gemerk, in 'n kas agter in die kombuis. Maar onder die oppervlak was iets anders aan die gebeur. Mense in die buurt onthou haar as baie beheersend. Sy het besluit wat hy moes eet, wanneer hy moes rus en met wie hy kon gesels. Sy het hom afgerig op 'n vreemde manier, het een buurvrou later vertel. William, altyd kalm en vriendelik, het al minder begin lag. Teen 1914 begin William siek word. Hy kla oor maagpyn, duiseligheid en 'n aanhoudende naarheid. Daisy sê dis waarskynlik die water of kos wat hom siek maak. Sy sorg vir hom met presisheid. Teepot, kombers, koue lap op die voorkop, maar iets in haar oë sou mense later sê het koud gelyk terwyl sy hom oppas. Die dokter diagnoseer dit as dysenterie. Hy sterf op 11 Januarie 1914 op 45-jarige ouderdom. Daisy is nou 'n weduwee, net 25 jaar oud. Sy erf lewensversekering in vandag se waarde 'n klein fortuin. Binne weke koop sy nuwe meubels, aantreklike klere en begin meer tyd spandeer saam met haar verpleegkundige vriende. Iemand merk op dat sy glimlag meer as voorheen. Wat niemand weet nie toe nie, is Daisy het begin eksperimenteer met strychnien. As verpleegster het sy geweet is hoogs giftig, maar wettig beskikbaar in klein doses vir rotgif. Sy leer die presiese hoeveelheid wat iemand stadig sou vergiftig, genoeg om 'n dood soos 'n siekte laat lyk. Jare later, tydens haar verhoor, sou getuies onthou dat sy kort na William se dood gesê het, "Ek het nie bedoel dat hy sterf nie, hy was net in die pad." Of sy dit werklik gesê het, weet niemand, maar dis hoe Daisy al beskryf is, berekenend en kalm met daardie dun lyn tussen liefde en vernietiging. Haar lewe sou aangaan. Sy was nou 'n welgestelde jong weduwee in Johannesburg met vryheid, geld en 'n honger vir beheer. In 1926 ontmoet sy Robert Sprout, 'n loodgieter, 10 jaar ouer as sy. Robert was 'n vriendelike man, sosiaal gewaardeer en met 'n sekere sosiale posisie wat Daisy se lewe kon verbeter. Hulle ontmoet in Johannesburg, waarskynlik deur gemeenskaplike kennisse. Robert word onmiddellik gefassineer deur haar kalmte, haar intelligensie en die beheer wat sy so natuurlik uitstraal. Die huwelik begin met die uiterlike beeld van geluk. Robert was geduldig, hy het Daisy bewonder, sy het hom vertroos en gelei soos 'n stil meester. Hulle het saam in 'n beskeie huis gewoon, maar net soos met William het Daisy al reeds begin met subtiele manipulasie. Sy het besluit wat hy moes eet, wanneer hy moes slaap en selfs wie hy kon sien. Vriende en bure het nie dadelik agtergekom nie. Robert se familie het hom beskryf as tevrede en kalm met Daisy, maar dit het nie die hele waarheid vertel nie. Binne die huis het spanning gestyg. Robert het dikwels moeg gevoel, ligsiek
en het begin vermoed dat sy altyd iets wegsteek, maar hy het nooit die volle omvang van haar stilbeheer en berekende aksies besef nie. Teen 1927 begin Robert duidelik siek word. Hy kla oor maag- en buikpyn, duiseligheid en 'n vreemde gevoel van swakheid. Soms het hy spierspasmas en naarheid gehad, simptome wat aan die gemeenskap voorkom as natuurlik, maar in daardie stilte agter die geslote deure het Daisy gesit en reaksies meet. Haar kennis van arseën het haar in staat gestel om die dosis netjies te bestuur, genoeg om ongemak te veroorsaak, maar nie onmiddellik sy dood nie. Sy familie en vriende het begin fluister, Robert lyk nie goed nie, maar Daisy is altyd so kalm. Die gemeenskap het nie geweet dat die stilte in die huis 'n versperring was nie, dat Daisy beheer gebruik het om Robert se liggaam stadig te beïnvloed sonder dat iemand dit besef. Op 6 November 1927 sterf Robert skielik in die huis. Die amptelike oorsaak is beroerte, geen autopsie word gedoen nie, so Daisy erf sy geld en pensioen, nog meer vryheid, meer hulpbronne en steeds 'n groter vermoë om haar wêreld te manipuleer sonder verdagting. Hierdie dood bevestig vir Daisy dat sy presies weet hoe om beheer uit te oefen. Die wêreld vertrou haar uiterlike vriendelikheid en sy kan die dun lyn tussen lewe en dood manipuleer sonder om gesien te word. Binne haar huis, die stilkamers van Terfontein, het sy al die tekens van haar stilmag ervaar, van klein siektes tot nagte waarin sy asemhaling van Robert dopgehou het. Met Robert se dood het die gemeenskap begin fluister. Daar was gerugte, klein opmerkings, maar niemand het die volle prentjie gesien nie. Daisy se uiterlike vriendelikheid het haar beskerm en binne die stilte van die huis het sy voortgegaan met haar stil eksperimente, die perfekte balans tussen liefde en beheer. Die pad na haar enigste seun Rhodes en die tragedie wat hom sou tref is nou voorberei. Die publiek sou eers later raak sien hoe berekenend Daisy werklik was. Rhodes was vir sy moeder alles. Haar liefde vir hom was intens, obsessief en dikwels verstrengel met haar behoefte om te beheer. Sy het hom opgevoed soos 'n eksperiment, 'n stille studie van hoe die menslike liggaam reageer op klein medisyne en ongemak. Sy het voortgegaan met haar kennis van arseën en klein gifdoses, nou subtiel in Rhodes se kos en drank, soms net genoeg om hom ongemaklik te laat voel, ander kere om siektes te bespoedig of sy liggaam se reaksies te toets. Die bure het dikwels gefluister dat haar kind altyd siek is, maar sy was net kalm. Sy doen alles perfek, sy is so 'n toegewyde moeder. Niemand het geweet dat in daardie stilte van 'n oggend of 'n middag Daisy eksperimenteer het met wat haar verpleegkundige kennis haar geleer het nie. Sy het elke reaksie van Rhodes waargeneem. Sy asemhaling, sy kleur, sy energie, selfs hoe sy oë liggies knip wanneer hy pyn voel. Dit was haar stille dagboek van liggaam en gees. Rhodes het herhaaldelik aanhou siek wees. Koors, naarheid, diarree. Sy dokters het die simptome toegeskryf aan kindersiektes, maar niemand het geweet van Daisy se stilberekening nie. Sy het hom vertroos, maar altyd volgens haar reëls. Altyd kalm, altyd toegewy. Rhodes se gesondheid het dramaties agteruit gegaan. Op 'n koue winterdag het hy ernstig siek geword. Daisy sit stil by sy bed, kyk na sy asemhaling, sy pols, sy oë. Sy pas die arseën subtiel toe, genoeg om ongemak te veroorsaak, maar nie onmiddellik die einde nie. Die gemeenskap het niks vermoed nie. Hulle het net die uiterlike gesien. 'n Toegewyde moeder, kalm, geduldig, perfek in elke aksie. Niemand het geweet dat die stilte in daardie huis se venster nog gevaar was nie. Rhodes sterf uiteindelik in 1931, net 20 jaar oud. Die amptelike oorsaak is siekte, maar in die hof sou latere eksperimente en navorsing bewys dat Daisy hom stilweg vergiftig het. Haar kalmheid, haar uiterlike vriendelikheid het alles beskerm. Sy het voortgegaan soos altyd, glimlaggend, vriendelik, die ideale moeder. Hierdie tragedie het nie net haar kind geneem nie. Dit het die gemeenskap se persepsie van haar versterk. Hulle het haar gesien as die kalm verpleegster, die vrou wat alles perfek hanteer, maar in die stilte van die huis, in die donker van die kombuis en die slaapkamer, het Daisy die dun lyn tussen lewe en dood beheer, soos 'n skadu wat elke aksie meet en elke asemhaling registreer. Die pad na haar arrestasie, die hof en uiteindelik haar teregstelling is nou onafwendbaar. Die wêreld sou uiteindelik raak sien wie Daisy de Melker regtig was.
Na die tragedie van Ocean Roads, begin die mense van Johannesburg stilweg vra. Hoe kan 'n kind altyd siek wees? Hoe kan 2 mans sonder waarskuwing sterf en dan 'n seun? Die fluisteringe word al luider. Die vrese en vermoedens word later bekragtig deur die polisie, toe 'n aantal voorvalle nie net toevallig was nie. Dokters en navorsers word betrek. Hulle ondersoek die lyke van Normans en Rhodes. Grawe en bloedtoetse in daardie tyd was primitief, maar hulle opmerk die ooreenkomste. Elke liggaam wys tekens van arseenvergiftiging. Klein dosis, subtiel versprei oor tyd. Elke dosis is bereken om siektes na te boots. Polisie ondersoek Daisy se huis. Hulle vind botteltjies met medisyne en klein gemerkte houers van arseen. Hulle praat met bure. Almal het dieselfde beskouing gehad. Daisy was altyd so kalm, so perfek, altyd die toegewyde moeder en verpleegster. Niemand het geweet van die stil eksperimente nie. Haar arrestasie vind plaas op 30 Oktober 1932. Sy bly kalm. Geen paniek nie. Geen trane nie. Sy glimlag selfs vir die polisiefotograaf. Die koerant beskryf haar as kalm en beheerst, selfs in die oë van die dood wat naderkom. Die hofverhoor begin in 1932 in Johannesburg. Die getuies is verstommend. Dokters vertel van die arseen, bure vertel van haar stil beheer en gedrag, en selfs kleinkinders van families sê dat Rhodes dikwels siek was in Daisy se teenwoordigheid. Daisy self is 'n meester in die hof. Sy glimlag, sy huil nie, sy antwoord net netjies op elke vraag. Sy gebruik elke woord om simpatie en vertroue te wek. Die prokureurs en regsleerders probeer haar gedrag interpreteer, maar sy bly 'n raadsel, 'n kombinasie van uiterlike kalmte en interne berekening. Uiteindelik, na uitgebreide getuienis en navorsers se verklaring, word Daisy skuldig bevind aan die moord op Rhodes. Die vonnis is dood, deurgehang, die streng maksimumstraf van die tyd. Sy bly kalm tot die einde. By haar teregstelling op 30 Desember 1932 stap sy rustig die trollies binne. Geen skreeu, geen wraak nie, net die stilte van iemand wat altyd beheer gehad het, selfs in die oë van die dood. Daisy de Melker se lewe het nie net die gemeenskap van Johannesburg geskit nie, maar ook 'n spoor van vrae en fascinasie agtergelaat. Haar uiterlike beeld van kalmte, vriendelikheid en toewyding het 'n mantel van vertroue geskep. Die gemeenskap het haar bewonder en selfs liefgehad, sonder om te besef wat agter die glimlag en die stil optrede geskuil het. Daisy het getoon hoe die menslike gees kan balanseer tussen uiterlike vertroue en innerlike duisternis. Sy het die gemeenskap se verwagtinge gebruik teen hulle. Die ideale moeder, die toegewyde verpleegster en die vriendelike buurvrou. En in die rol het sy beheer uitgeoefen sonder dat enigiemand dit agterkom. Haar nalatenskap is nie net in die dade nie, dit is ook die les. Die dun lyn tussen liefde, obsessie en beheer kan ongemerk beweeg, selfs in die alledaagse lewe. Wanneer ons vandag dink aan Daisy de Melker, dink ons nie net aan die tragedie van haar gesin nie. Ons dink ook aan die psigologiese kompleksiteit van 'n vrou wat haar eie wêreld geskep het. 'n Wêreld van stilte, berekening en 'n obsessiewe beheer. 'n Engel in voorkoms, maar met die fynste lyn tussen lewe en dood in haar are. Haar lewe herinner ons aan die belangrikheid van waarneming, kritiese denke en die feit dat uiterlike voorkoms nie altyd die innerlike waarheid openbaar nie. Dit is 'n verhaal van menslike natuur, van duisternis wat onder die oppervlak skuil en van die krag van stilte. Laat hierdie storie 'n herinnering wees, selfs die stilste mense kan 'n wêreld van donker geheime dra, en selfs die kalmste glimlag kan 'n geheime lewe van berekening en obsessie verberg. Dankie dat jy saam geluister het na hierdie episode van Dis Hoe Ons Moor. Wees veilig daar buite en onthou, soms sit monsters nie in die donker en wag nie, maar soms sit hulle oorkant jou aan die tafel.